Liewe vriende, ons groet elkeen in die wonderlike naam van ons Here en ons Meester, en ons is so dankbaar vir die Here, vir die wonderlike voorregte wat hy vir ons gee, om met die woord van die Here om te kan gaan, en dis vir my altyd wonderlik om net te sien die wyses waarop die Here sy woord uitstuur, en so het ons die voorreg om deur kruiskyk die woord aan u te bring, waar u die predikers kan sien, waar u kan deel hê aan die sang en so aan, en daar's die radio wat die Here gebruik, en hoe dat die Here sy mense stuur in die gevangenisse in, en orals, en dit is my eintlik wonderlik dat daar selfs die radio's is, wat vir mense wat nie kan lees en skryf nie, dat hulle na die woord kan luister, so die Here is sommer net fantasties, op die wyse wat hy dit moontlik maak, dat ons almal sy woord kan hoor, en kan deel hê daaraan, so ek wil hê dat u moet besef, hoe bevoorreg hy is, ons almal, hoe bevoorreg ons is, om kruiskyk in ons huise te kan hê, en om te kan luister na die woord, om daarin die gemak van my huis, op my bed selfs, te kan reageer op die woord, so kom ons gebruik hierdie kanse, en kom ons maak seker, dat ons hoor wat die Here vir ons sê, en dat ons daarop dan reageer, so dankie dat u ingeskakel is, en ek bid dat die Here hierdie program dan ook seën aan u harte vandag, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat u 'n wonderlike God is. Here, dankie dat ons vandag kan weet dat daar is niemand soos u nie. Dankie dat ons vandag kan weet dat u 'n groot God is en dat u die almagtige Here is. Dankie dat ons vandag kan weet dat u die hemel en die aarde in u hand het en dat u dit onderhou en dat u daarvoor sorg. Dankie Here dat u vir ons in u hand het. Dankie dat u oor ons ontferm. Here, ons prys u daarvoor. Dankie dat u ontferm oor die diere van die veld en dat u vir hulle sorg. Ons eer u om te weet dat daar is niemand soos u nie. Here, daar is niemand wie met u selfs vergelyk kan word nie. Niemand wat kan doen wat u kan doen nie. Here, u kan die gang van enigheids verander. U kan die gang van die wêreld enige tyd verander. En ons sien hoe dat dit gebeur. So Here, kom ons dan vandag, ons verootmoedig ons voor u. Ons buig voor u. Ons besef dat daar is niemand soos u nie. En daar is niemand wie met u vergelyk kan word nie. Ons bid en vra dan in hierdie oomblikke, Here, terwyl u vir ons hierdie voorreg gee om met u woord om te gaan, seën dit asseblief, breek dit vir ons oop, help vir ons om dit van toepassing op ons lewens te maak en dit te gebruik om die pad van die Here te kan loop. Seën dan nou vir ons in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil graag saam met u lees hier in Hooglied hoofstuk 1 en ons lees vanaf vers 12 tot en met vers 17, en dan ook net so een vers daar in Hooglied hoofstuk 4, maar ek lees vir u dan Hooglied 1 vanaf vers 12. Solank as die koning aan sy tafel was, het my nardes sy geur gegee. My beminde is vir my 'n bossie mirre wat tussen my borste rus. My beminde is vir my 'n tros hennablomme in die wingerde van Engedi. Hoe mooi is u tog, my vriendin, hoe mooi is u tog. U oë is soos duwe. Hoe mooi is u tog, my beminde, ja lieflik. Ook is ons bed in die groenigheid. Die balke van ons huise is seders, ons paneelwerk sipresse. En dan net hier in hoofstuk 4 lees ek ook vir u die laaste vers 16. Hy sê, word wakker noordewind en kom suidewind, deurwaai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei. Laat my beminde in sy tuin kom en van sy kostelike vrugte eet. Net tot sover dan die geleesde deel. Ons vers hier wat my getref het is vers 12 van hoofstuk 1 wat sê, solank as die koning aan sy tafel was, het my nardes sy geur gegee. So die gedagte wat hier by my opgekom het is eintlik maar die vraag van dit wat hier staan, wat is die geur wat ons afgee? Wat is die geur wat ons in hierdie lewe afgee? Wat is die geur wat mense by ons optel? Maar die Bybel sê hier, dat my nardes het sy geur afgegee, solank as wat die koning aan sy tafel was. So, as ons kyk na die boek van Hooglied, dan weet ons dat dit so 'n tweerlei betekenis. Eerstens,
praat dit hier doeteenvoudig van hierdie fisiese verhouding of liefdesverhouding tussen die jongman en die jong meisie. Hulle word soms as verloofdes uitgebeeld en dan word dit uitgebeeld asof dit hulle troudag is en so aan. Maar dit praat van die mooi van die liefde wat daar tussen 'n man en vrou kan wees, die reinheid van daardie liefde en dis pragtig. Maar daar's ook 'n dieper geestelike betekenis in dit, nie dat die een oor die liefde nie geestelik is nie, maar nog dieper, en dit is doeteenvoudig die bruidegom wie in hierdie geval Jesus sou kon wees, en die bruid wie sy kerk kon wees. Of ons kan dit doeteenvoudig sê, dis my persoonlike verhouding met God. En nou is dit wat hierdie meisie, hierdie beminde sê, of die meisie wat vir haar beminde sê, dat solank as wat die koning aan sy tafel was, het my nardus sy geur afgegee. So die vraag is en bly, wat is die geur wat ons afgee in hierdie lewe? Nou ons weet vanuit die Ou Testament met die offers wat gebring was, dan lees ons daar, dit is eintlik wonderlik, in Levitikus 2 vers 9 lees ons, en die priester moet van die spysoffer, die gedenkoffer daarvan aflig, en op die altaar aan die brand steek, en hoor nou mooi, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Die offers was 'n lieflike geur aan die Here, wanneer dit gebring was uit opregte harte uit. En dan lees ek sommer net hierdie gedeelte oor Noag, hier in Genesis 8, nadat Noag uit die ark uit gekom het, dan lees ons, en Noag het vir die Here 'n altaar gebou, en van al die reindiere, en al die reinvoëls geneem, en brandoffers op die altaar gebring, en hoor nou mooi, die Here het die lieflike geur geruik, en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek nie, terwille van die mens nie. Die Here het die lieflike geur geruik, en die Here het in sy hart gesê. So liewe vriende, ons lewens is veronderstel om 'n lieflike offer vir die Here te wees. Ons lewens is veronderstel om 'n lieflike geur af te gee. En as ons dan kinders van die Here is, dan is ons kinders van die koning. En dit beteken ons sit aan by die tafel saam met die koning. En die vraag bly dan weer, wat is die geur wat ons afgee terwyl ons saam met die koning is? Nou, dit laat my onmiddellik dink ook aan die tafel van die Here, wat Jesus ingestel het, kort voor sy gevangenisneming en sy dood. Toe hy die nagmaaltafel ingestel het, weet ons dat dit was die tafel van die Here, en dit is nog steeds die tafel van die Here. En daarom, dat wanneer ons nagmaal bedien in ons gemeentes, dan weet ons nooi die mense uit om by die tafel van die Here te kom aansit. En die vraag is dan nou, wat is die geur wat die tafel van die Here afgee vir ons? Want ons is saam met die Here aan tafel. En is wonderlik om te weet dat wanneer ons by die tafel van die Here aansit, dan is dit 'n verbondsmaaltyd wat ons geniet. Want jy sien, wanneer Jesus vir ons gaan sterwe, dan is dit hy wat die verbond aangaan om ons verlossing te bewerkstellig. Die mooi voorbeeld hiervan is wanneer God met Abraham die verbond sluit. En dan sê God vir Abraham, dat hy moet vir hom 'n kalf kry wat hy moet slag, hy moet vir hom 'n lam kry of 'n ram kry wat hy moet slag, hy moet vir hom 'n voël kry wat hy moet slag. En dan is dit interessant hoe dat die Here sê, dat ek gaan vandag my verbond met jou sluit, en dan moet Abraham die kalf in die helfte sny en die twee kante teenoor mekaar lê. Dan moet hy die lam in twee helfte sny en dit teenoor mekaar lê, en hy moet die voël in twee helfte sny en dit dan by mekaar lê. So eintlik wat die Here dan nou hier vir Abraham sê is dat hierdie verbond wat ek met jou aangaan, die een kant is jou kant en die ander kant is my kant. Maar nou is dit die wonderlikheid daarvan dat God weet, Abraham sal nie sy kant kan nakom nie. Ons as mense het net nie die vermoë om ons verbondkant na te kom nie.
En daarom is dit dan so wonderlik dat wanneer hierdie stukke vleis daar teenoor mekaar lê, as dit teken van Abraham se kant en God se kant, dan sê die Bybel, en die engel van die Here het in die middel van hierdie stukke vleis deurgestap en hy het beide kante aan die brand gesteek. Met ander woorde, alhoewel dit Abraham se kant is, dan sê God van sy kant af, ek onderneem om jou te help om jou kant van die verbond ook na te kom. Vriende, dis fantasties. En so is die nagmaaltafel, hierdie verbondsmaaltyd wat vir ons wil sê, God gaan met ons 'n verbond aan, maar hy weet, ons gaan nie ons kant kan hou nie. Ons kan nie die Here uit ons eie uitdien nie. Ons kan nie eens tot bekering kom uit ons eie uit nie. Dis alles God se werk. Hy onderhou die verbond, en daarom die tafel van die Here gee hierdie lieflike reuk af, dat het vir my en vir u sê, dat hy, die Here, wie die goeie werk in ons begin het, hy sal dit voleindig. Nie my geloof in die eerste plek nie, nie my werke vir die Here nie, God sal het self voleindig, tot op die dag van sy wederkoms. Dis sy verbond aan ons. So liewe vriende, dis die lieflike geur van die tafel van die Here, wat het afgee, dat hy wie my gered het, onderneem, om my te bewaar, om my te lei, om my te seën, om my staande te hou, tot op die dag, wanneer my tyd om is. Nie teen my sin nie, nee, maar dit is sy onderneming, en dit is so kosbaar om daaraan te dink. Maar ons weet dat die maaltyd van die Here is ook 'n gedagtenismaaltyd. Hy sê, dink aan my. As hy die brood breek, dan sê hy, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Hy sê, eet en dink daaraan. En dan as hy die beker bedien, dan sê hy, dit is my bloed in die Nuwe Testament, drink en dink daaraan. Dis 'n gedagtenismaaltyd. Dink aan wat Jesus vir jou deurgemaak het. Dink aan die lieflike geur wat Jesus deurgegee het. Dink aan wat daar gebeur het toe Jesus die nagmaal ingestel het. Toe hy gesê, dis my brood, of jammer, dis my liggaam, dit is my bloed. Wanneer Jesus daar vandaan gaan, dan gaan hy na Getsemane toe. Hy gaan bid. Hy vra vir sy disippels om saam te bid, maar hulle slaap. Die derde keer het hy gaan bid, en sy gebed was so intens, dat die Bybel sê, sy sweet het in bloed verander. En as hy terugkom en slaap sy disippels nog steeds. En dan maak hulle wakker en hy sê, kom, hulle wat my gevangen neem is op pad. En wanneer hy daar by die hek van Getsemane kom, dan kom Judas vooraan met die soldate by hom. Hy soen vir Jesus, dat hulle hier in die nag duidelik toch net vir Jesus kan uitken, want dis vir hom wat hulle soek. Hulle neem hom gevangen, boei hom en trek hom agter hulle aan. Hy kom daar voor Pilatus, hy kom voor Herodes, hulle spieg hom in die gesig, hulle blinddoek kom en slaan hom in die vuis in die gesig en sê, profeteer toch vir ons, wie het jou geslaan, jy is ons 'n profeet. Hulle trek sy boekleed af en slaan sy rug stikkend met 39 geselhoue. Hulle plaas uiteindelik die kruis, deel van die kruis op sy skouers, dat hy dit moet dra na Golgotha. Sy kragte word so swak, dat hulle uiteindelik vir Simon van Cyrene moes dwing om die kruis te help dra. Daar op Golgotha pen hulle hom vast teen die kruis, en hulle kap die spykers deur sy gewrigte, sy hande, sy voete, en as hy daar aan die kruis hang, tussen hemel en aarde, dan kom die soldaat en steek die spies in sy sy, net om seker te maak, hy sal dood wees. Jesus sê, dink aan my, dink daaraan, wanneer julle die nagmaaltafel by aansit, dink daaraan, dis die geur, dis die geur van iemand wat so lief is vir die mense, dat hy al die pyn en die straf verduur, sonder verwyte. Dink daaraan, dat daar vanaf die kruis, is daar nie haat en bitterheid, wat na die onderstaanders toe vloei nie, dis liefde en vergifnis. Wanneer hy daar tussen twee misdadigers hang, is daar nie verwyte nie, daar's liefde. Dis die geur van die Here se tafel. Maar hierdie tafel is ook 'n vreugdesmaaltyd. Want jy sien, ons kan saam uitroep, dit is volbring. Hy het oorwin. Jesus het die sonde oorwin,
hy het die Satan oorwin, hy het die graf oorwin, hy het opgevaar na die hemel. En daarom sê die woord ook van ons dat, so dikwels as julle dit doen, dan verkondig julle die dood van die Here, luister mooi, totdat hy kom. Dis 'n oorwinningsmaaltyd, dis 'n fees, dat terwyl ons dink aan wat Jesus alles vir ons deurgemaak het, sê ons, prys die Here, hy het dit gedoen, hy het dit reg gekry, hy het al die vyande wat daar is verslaan, en daarom is daar niks wat hom kan terughou, om weer te kom, en sy kinders te kom haal, om saam met hom te wees nie. Vriende, dit is wonderlik. Hierdie maaltyd is ook 'n eenheidsmaaltyd. Ons word deel van. Die liggaam sê, die brood wat ons breek, dis sy liggaam. Dis een brood wat gebreek word vir almal. Dis wyn wat geskink word uit dieselfde, wil ek amper sê, bottel. En ek weet ons gebruik sap en is reg so. Maar is hierdie hele gedagte van, daar is 'n eenheid, ons is gebind en verbind deur die bloed van Jesus, ons is verbind deur die liggaam van Christus. Verstaan u, liewe vriende, hoekom dit so onnodig is dat ons oor kerke veg? Dat het so onnodig is dat ek dink ek is meer reg as die volgende gemeente en die volgende dominee en die volgende pastoor. Ons het die reg om te verskil met betrekking tot hoe ons wil aanbid en hoe ons wil doop en hoe ons wil aantrek, maar ons mag nie verskil oor Jesus nie. Hy is die samebindende faktor. Ons is die liggaam van Christus, maak nie saak wat jou naam is nie. Maar ons moet aan die Here behoort. So liewe vriende, dis die lieflike geure wat die tafel van die Here afgee. En as ek en u dan nou kom aansit by die tafel van die koning, dan is die vraag, wat is die geur wat ek afgee? Hoe kry ons dit reg om by die Here se tafel aan te sit, wat 'n boodskap van vergifnis, volkome vergifnis is, en ek sê in my hart, ek weier om my man te vergewe, ek weier om my kind te vergewe, ek weier om my skoonfamilie te vergewe, ek weier om my werkgewer te vergewe, ek weier om daai broer of suster, of pastoor of dominee te vergewe vir wat hulle gedoen het. En moenie dink ek maak dit af as niks en kleinlik nie, nee, dis nie die geval nie. Maar dis die geur wat Jesus afgee. Dis die geur wat sy tafel afgee. En as hy vir my en vir u nooi om daar by die tafel aan te sit, dan is dit wat hy sê in die Onse Vader gebed. Vader, vergeef my net soos wat ek vergewe. Waar leer ons vergewe? Ons leer by hom om te vergewe. Ons leer by sy tafel aan te sit om te vergewe. So broers en susters, ons het nodig om onsself te ondersoek en vir onsself af te vra, hoe lyk die geur, hoe ruik die geur wat ek afgee? En daarom as hierdie jong meisie sê, hier aan die tafel van die koning, solank as wat ek aan die tafel van die koning was, het my narde sy geur afgegee. En hier in hoofstuk 4 sê sy, kom noordewind, kom suidewind, waai deur my, waai die lieflike geur uit my lewe uit. Dan wil die Here ook vir my en vir u sê, ja, soms is dit die noordewind, soms is dit die suidewind, by ons in die Kaap is dit die suidoostewind. Maar wanneer hy waai deur jou lewe, en elke wind is nie altyd 'n lekker rustige koel wind, wanneer dit warm is nie, sommige is 'n stormwind wat jou van jou voete afruk. Maar maak nie saak watter wind dit is wat waai nie, die vraag is, wat is die geur wat ek afgee? Ons weet dat wanneer wat 'n koel, sagte wind is, wanneer dinge goed gaan in ons lewens en mooi is, dan is dit die maklikste om te sê, God is 'n goeie God. Maar dis wanneer dinge nie so mooi verloop, soos wat ons wil hê dit moet verloop nie. Dis wanneer dinge begin skeefloop. Dis wanneer dinge teen gaan wat ons wil hê en wat ons van gedroom het, dat die vraag is, wat is die geur wat ek afgee? Liewe vriende, dit is net die Heilige Gees, wat soos 'n wind deur ons lewens wil waai, wat die geure van ons lewens afgee. En die vraag is vandag, wat is daar die geur? As die Bybel sê dat Noag het hierdie offer vir die Here gebring, en toe die Here die lieflike geur ruik,
is vir my so mooi, dat God hier kom, en ons weet dat Moses die skrywer is, dat God hier kom en vir Moses kom sê, toe ek daardie offer ruik, toe was dit wat in my hart opgekom het. Dis wat ek besluit het. Ek sal nie weer die mensdom verwoes nie. 'n lieflike offer vir die Here maak dat God sy hart openbaar. En daarom dat ons weet Romeine 12, wat ook sê dat ons lewens moet wees 'n heilige en aan God welgevallige offer. Ons lewens moet getuig van die Here in ons. Ons lewens moet getuig van 'n dag van wedergeboorte. Ons lewens moet getuig dat ek was by Jesus. Ek sit saam met hom aan tafel. En ek laat nie toe dat die verkeerde winde, verkeerde dinge by my uitbring nie. Nee, ek is deurweek van die Heilige Gees. Ek is deurweek met gebed. Ek is deurweek met sy woord. Ek is deurweek met die vrug van die Gees. En as die winde en die stormwinde in my lewe wil waai en deur my lewe wil waai, dan gee dit die lieflikheid af. Dit gee die mooi af van Christen wees, van 'n wedergebore lewe. Liewe vriende, mense kyk na ons, mense luister na ons, hulle sien na ons optredes, en die vraag is, wat is die geur wat ons afgee? Is daar en kan daar by ander 'n begeerte kom om in ons voetspore te volg, om ons disippels te wees, soos wat hulle dit van Jesus wil wees? Is ons lewens van so 'n aard, dat dit ander aantrek, al dien hulle nog nie die Here nie, maar dit trek hulle aan. Hulle wil na ons luister, hulle wil soms net met ons praat, hulle wil soms net naby ons wees, hulle wil soms net luister wat ons te sê het, want dit wat uit ons uitkom is 'n lieflike geur. Die Here wil hê dit moet so wees. Die Here het ons aangestel, hy het gesê, ek het julle aangestel om lig vir die wêreld te wees en sout vir die aarde te wees, en dan vra Jesus die vraag, hy sê, as die sout dan laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Met ander woorde, as hy sy smaak verloor het, wat kan jy daaraan doen? Paulus skryf aan die Korintiërs en hy sê, dat julle is 'n lieflike geur. Hy sê, en as julle hierdie lieflike geur is, vir ander mense is julle soms die geur van die lewe tot die lewe, vir ander is julle geur van die lewe tot die dood. Maar jy's 'n geur. En daarom moet ons onsself afvra, wat is die geur wat uit my kom? Want jy sien, dit is wat die treffende hier is, terwyl hierdie jong meisie aan tafel saam met die koning is die vraag, wat is die geur? Wanneer ons by mekaar kom om te aanbid, wanneer ons by mekaar kom om die woord te luister, wanneer ons by mekaar kom en lofliedere tot eer van die Here wil sing, is die vraag, wat is die geur? Want dan is ek saam met die koning. Ek is in die koning se huis, by die koning se tafel. Wat is die geur wat ek afgee? Vriende, die Bybel sê vir ons hierdie hartseer woorde omtrent Saul se lewe, dat as gevolg van die feit dat Saul aanhoudend 'n slegte geur afgegee het, staan daar die volgende, en die Here het sy Heilige Gees aan Saul onttrek, en 'n bose gees het van Saul besit geneem. Wat is die geur in ons lewens? Wat is dit wat ons afgee? Mag die Here ons help, om in hierdie tye waarin ons leef, waarin dinge baie keer moeilik en baie erg kan word, dat die Here ons help, dat ons nie die geur van die wêreld sal aanneem nie, maar dat ons nog steeds sal voortgaan om 'n lieflike geur te wees in hierdie wêreld waarin ons is. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons maar net kan bid, reinig ons harte, ons gedagtes, ons hele wese. Here, kom waai deur ons, laat die lieflike geur van U sal deurkom. Waai deur ons, Here, dat die geur wat by ons sal uitkom, sal getuig van mense wat saam met God aan sy tafel sit. Dat U liefde, U vergifnis, U vrug beleef in ons lewens. Here, kom vat ons aan die hand, dat ons saam met U kan wandel. En soos wat ons met U wandel,
dat ons 'n lieflike geur sal wees tot eer en verheerliking van u wonderlike naam. Amen. Amen.